Goed, ek wil graag verduidelik hoe ons modelle daar uitsien en hoe hulle saamgestel is, want ons kan tussen ons centerframe en ons vlerke kan ons kombinasies gebruik om 'n masjien uit te bou wat dan nommerpas vir die kliënt is. Ons begin by 'n T-series, hy het 11 tande in die senterseksie en ons rus hom toe met vlerke wat tot 'n maksimum van 7 tande per vlek vat. So die 25 tand, die T-series kan tot 'n maksimum van 25 tande akkommodeer en byvoorbeeld dan met 300 spasering 7,5 meter wye masjien wees. Die volgende modelreeks is die M-reeks. Daar het ons 13 tande in die centerframe of dan M+ wat 14 tande is. Hom kan ons uitbrei met vlerke tot byvoorbeeld 'n 48 tand planter. As ons van sekondêre en primêre vlerke gebruik maak. Net primêre vlerke, dan praat ons van 33 tand totaal want die masjien raak te hoog en hy kan omkantel en wil val. Omdat sy wielbasis nie wyd genoeg is nie. Deur nog vlerke by te sit, kan ons hom bring dan met 10 tand en 7 tand vlerke wat dan hom tot 'n 47 tand, 48 tand masjien kan vat. Die volgende modelreeks is die N of die N+. Die verskil is, die N het 'n 16 tand centerframe, die M+ het 'n 17 tand centerframe. Wat ons ook uitbrei met vlerke, dieselfde 10 tand vlerke as by die M-reeks en by die E-reeks wat ons nou sal bykom. En so kan ons die masjien bou en die M-reeks se grootste planter kan in die orde van 55, 57 tande word. Dan die volgende reeks is die E-reeks, E vir extra. Hy begin by 'n 19 tand centerframe of 'n 22. 19 as die rywyd is 300 mm is, want dit is redelik wyd. 22 as die rywyd is 26 cm is. Die rede daarvoor is ons het 'n padwyte en 'n ordonnansies wat ons moet respekteer wanneer ons op die pad gaan en die planters kan nie te wyd gaan nie. Dit is hoekom ons verskil het. Maar 19 of 22 tande en daaraan haak ons dan ook 10, 13 tand vlerke of 'n kombinasie van vlerke om dan op die ou end die masjien te vat tot by 'n 61 of 'n 63 tand en hy het dan 'n boxfold. Die laaste model in die reeks, die vlaggenskap, is die S-reeks. Hy akkommodeer 'n M-fold, so die vlerke vou binnekant toe en dit maak dat ons nog 'n groter masjien kan akkommodeer tot ongeveer 21 planteenhede of 21 meter, wat dan in 'n orde van 70 planteenhede is. En op daai manier kry ons ook die center of gravity laer om die masjien dan stabiel te hou wanneer jy transport in ongelyk terrein. Om kleiner boerderye te akkommodeer het ons die C-series wat 'n gewone C-drill is met 'n kus wat dis nie lugverspreiding van saad en kunsmis nie. Die saad en kunsmis word uitgedraai uit deur uitmetertjies en gravitasie vloei dit na die planteenhede toe. Die maksimum wyte wat ons daar gaan is as 'n reël 4,5 meter, maksimum 6 meter. As ons te wyd gaan, dan is grondvolging 'n probleem. As die planter oor 'n valley plant of oor 'n ridge plant, daarom beperk ons maar tot ongeveer 4,5 meter. Wat ons air-seeders betref, het ons ook verskillende modelreekse. Dit word maar eintlik saamgestel deur verskillende grootte tanke. In hierdie geval wat ons hier het ons 4 2000 liter tanke. Ons het ook 1500 liter tanke en dan het ons ook 3000 liter tanke en 4500 liter tanke. So 1500, 3000, 2000, 3000 en 4500 liter tanke. Dan konfigureer ons dit in 3 of 2 tanke, 2, 3, 4 of 5 tanke wat ons bymekaar sit om dan die hele saaistelsel te vorm. Gewoonlik is die eerste tank 'n saadtank, maar niks verhoed jou om ook met die tweede tank kunsmis te plant nie, saad te plant nie. Die laaste tank is gewoonlik 'n watertank vir vooropkomsbespuitings voor op die planter. Op die T-series, die kleiner het ons 'n kleiner tank, want hy het 'n ligter struktuur en daar is ons maksimum wat ons gaan is
4 maal 1500 liter tanke, so is totale kapasiteit van 6000 liter. Die spesifieke graviteit van saad en kunsmis natuurlik in aanmerking gebring, is die kilogramme inhoud dan baie minder, of omtrent 3/4 van die waterinhoud. Die volgende is die 8000, of die X6000 met 3 tanke, of die X8000 met 4 tanke. Daarna het ons van daarna tow behind en tow between modelle, tussensleep ligsaaistelsels en agternasleep ligsaaistelsels, en hulle is almal begin by 3 tanke van 3000, of 4 tanke van 3000, en die groter airseeders is dan 3, 4 of 5 tanke van 4500, totale kapasiteit van 22000 liter. 3/4 daarvan is seker omtrent so 17 ton saad, 18 ton saad kunsmis kombinasie. Behalwe dit het ons dan nog opsies, sytanke, saddle tanks, soos wat ander mense dit noem, en dit gee vir ons die opsie om fyn saad in die saadlyn te stort in die ligstroom waar die saad in is, en dan het ons ook tanke wat ons kan aansit om slakpille as 'n addisionele produk vooruit te strooi. Wat boere ook dan gebruik is om van die tanke te gebruik om produk vooruit te strooi, soos irium, wat dan met die planteenhede wat deur dit werk, die grond dan toe te gooi, sodat die irium in die grond vasgevang word om dit dan meer gereedelik beskikbaar te maak vir plante. Al ons ligsaaistelsels het dieselfde uitmeters wat saad en kunsmis in die 2 lyne vrystel. Die een lyn is saad, dis byvoorbeeld die ander kant se lyn daarso. Hierdie lyn is die kunsmislyn, en met hierdie verstelling kan ons bepaal hoeveel kunsmis ons in die saadlyn wil hê en hoeveel saad ons in die kunsmislyn wil hê. Dit sal nou nie sinvol wees om baie kunsmis by die saad te sit nie, jou saad kan brand. Maar gewoonlik sit ons so, as dit by fosfate is, so 'n derde, ons het verskillende settings, so ons kan 1/4 of 'n derde of die helfte van die kunsmis by die saad sit, en dan het ons nog 'n tweede kunsmis tank, wat ons ook kan besluit van daardie produk, het sy of dit fosfaat of stikstof is, hoeveel van dit by die saad moet wees vir 'n starter, en hoeveel moet onder die saad, diep onder die grond lê, dieper onder die grond lê, om dan, soos wat die plant ontwikkel, ewigdurend voeding tot sy beskikking te kan. Ons gebruik dieselfde uitdraaiers vir saad en kunsmis, alhoewel die saaduitdraaier 'n fyner roller het as die kunsmis uitdraaier. Hy het 'n grobber roller om hoër volumes. Die saaduitdraaier het ook 'n radverhouding wat jy kan omskakel van hoog na laag, en dit gee vir jou die geleentheid om saad van 0,5 kg tot en met 130-140 kg te kan uitdraai. Ons kunsmis uitmeters het nie die radverhouding nie. Hy het net 'n 1-to-1 verhouding daar, 1-tot-1. En omdat hy 'n grobbe roller het, kan ons begin om 30 kg kunsmis uit te draai tot en met 200-300 kg afhangende van die spesifieke graviteit van die dinges, van die tipe kunsmis. Die ligstrome wat hier onderdeur loop deur die 2 pype word opgewek deur hierdie waier. Ons het verskillende grootte waiers. Ons groot masjiene gebruik hierdie ligwaier wat vir ons genoeg wind gee om ligverspreiding tot op 'n 18-20 meter planter te kan bewerkstellig. By groter planters, en ons het byvoorbeeld slakpille en ons fanrak te klein om dit te akkommodeer, dan het ons 'n addisionele klein ligwaaiertjie wat dan vir ons lig voorsien om die slakpille te versprei deur die spreiplaatjies agter.